Goeiemôre broers en susters. Môre. Ek wil net sê, moet nie 'n kind in my gemeente soos nie, julle mag nie. Nee, ons is hier van oortuiging dat ons kinders hoor dier soveel as wat ons hoor, so hulle pla nie vir my nie, met hulle vir jou pla nie. Hulle is lief en goed. Goed, en dit sê ek net omdat my nou klein was en manewales gemaak het in hierdie gemeente. Julle sal onthou dat my man vir 7 jaar nie sy neus by daai deur uitgesteek het van die moederskamer nie, hy was te bang. Hy was te bang die dogtertjies oorrompel vir hom, terwyl ek daarbo staan, so dit is maar so. Goed, goeiemôre broers en susters, hartlik welkom vanoggend hier. Ook vir al ons besoekers, ons hoop dat julle 'n wonderlike oggend saam met ons gaan hê. Weer eens Henry, vir jou en vir Len en vir Jaco en Lolita agter baie dankie. Dit is 'n besondere erediens wat hier aan mekaar gesit is en daarvoor sê ons dankie. Goed, voordat ek aangaan wil ek dan net eers 'n bietjie verjaarsdag hanteer en iets anders hanteer wat ons vanoggend moet hanteer. Dan ek gaan gesien Johan, waar sit? Ek kan nooit daar sit. Hy het al verjaar, ek al vergeet ek verjaar. Ja, so hartlik geluk. Dan ek sien Tasha, waar is Tasha daar agter? Goed, kan ek gou nog sien of er enigiemand is daar by ons het verlede week vir jou geluk gewens, né? Is daar nog iemand wat ons hier het wat in hierdie week verjaar? Wat ek kan geluk wens? Sien jy hand nie? Nou, is nie Marie nie. Goed. Dan gaan ek gou hulp vra. Nou moet ek net my kop by mekaar hou, want daar is 'n vrugtekoek wat moet uitgedeel word. En iemand gaan vandag die gelukkige wenner wees van daardie vrugtekoek. En ek gaan nou sommer vir jou vra. Nee, trek vir my een paartjie. Okay. Ja, nou trek het ons net een keer hoef te trek, hoor. Kom ons kyk of ons ander wenner het. Nee, so waar nie. Weer moet trek. Hierdie gaan nou 'n prettige saak raak, hoor. Want nie al die lyntjies is vol nie. Kom ons hoop. Anders gaan ek vir jou besig hou vandag, nee. In die gemeente ook. Ons het 'n wenner, dankie tog. En die wenner is Isabel de Villiers. Isabel? Isabel, daar agter. Daar. Praat met hulle. Sy gaan op vir jou. Oorhandig, ons gaan nie nou vir jou oorhandig nie, want jy die hele tyd met hom op jou skoot sit, nie? Maar baie hartlik geluk en baie dankie. Tilla, weer eens dankie vir jou harde werk ook. Jy kan nou sien hoe opgewonde is iemand om te kry wat jy gemaak het, né? Dit is wonderlik. Goed, broers en susters, ons het vanoggend 'n besondere erediens. Na verlede week se jubelklanke gaan ons vanoggend so 'n bietjie stiller en so 'n bietjie rustiger. Omdat ons ook in adventtyd is, en adventtyd is bedoel om 'n mens te laat wag, om 'n mens te laat uitsien, om in verwagting te leef, en daarom ook vanoggend die rustiger erediens. Maar ek gaan ook vra, voordat ons met enige van die musiek begin, gaan ek vra dat enigiemand wat vanoggend hier sit, en iewers in hierdie jaar 'n geliefde aan die dood afgestaan het, 'n vriend, 'n familielid, wie ook al, asseblief tydens stilgebed gaan ons vir die geleentheid gee
staan op en kom steek 'n kers aan, daar's heel wat aanstekers daarvoor. Want dis 'n gebruik in die kerk. Die ander gemeentes het dit net nou vroeër gedoen. Ons het besluit ons doen dit vandag om 'n geleentheid te gee vir elkeen wat nog in hierdie jaar besig is met die rouproses en daarom ook net daaraan erkenning wil gee. So terwyl ons nou in stil gebed gaan, nooi ek u uit, kom asseblief na vore en kom steek een van die kersse aan terwille van 'n geliefde of 'n vriend wat u in hierdie jaar verloor het. Ek wil sommer net sê, ons sê altyd vir alle mense baie dankie in die gemeente wat betrokke is, maar ons wil graag vandag die geleentheid gebruik maak om vir ons eie dominee ook baie dankie te sê. Louise, baie dankie vir alles wat jy vir ons doen. Vir my is jy 'n baie besonderse persoon en ek is baie dankbaar dat ek deel is van hierdie gemeente waar jy ons predikant is. So ons wil sommer net vir jou sê baie dankie vir alles wat jy doen en ons waardeer dit regtig. Hoor. Dominee, gaan ek vir julle sê, julle is net bly ek gaan op vakansie. Julle bietjie afsmaak. Nee, baie dankie broers en susters. Die kerkraad het nou vir my gesê, ek moet net sorg dat ek terugkom. Ek sê altyd, in die laaste week van my vakansie, dan weet ek moet nou huis toe gaan. En dis nie my eie huis nie, dis hierdie huis. So, ek sien vir julle in Januarie maand en almal van julle wat iewers heen ry, doen dit asseblief baie veilig en kom asseblief net veilig terug. En ek het vir die kostepaar gevra, hulle moet asseblief net die mure van hierdie gebou regophou en sorg dat almal wat hier bly ook gesond is en dat ons almal mekaar weer kry as ons terugkom. Goed, ek gaan nou vir die geleentheid gee, ons gaan almal stil raak en die van die wat graag wil, kom na vore en kom steek asseblief 'n kers aan. Ons gaan nou terwille van almal wat in 3 jaar in die gemeente oorlede is, ook net al die ander kersse aanstaan. Die is al die langste.
Ek het die Here lief, want U verhoor my smeekgebede. U het na my geluister toe ek U aangeroep het. Hoe sal ek die Here vergeld vir al U weldade aan my? My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van die hele volk. Ek is die dienaar, Here, van my geboorte af is ek al U dienaar. U het my vrygemaak. Ek wil U loof met 'n dankoffer. Ek wil die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk, in die voorhowe van die huis van die Here, binne in jou Jerusalem. Prys die Here. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Here ons God, in hierdie tyd van Advent, kom ons na U toe en ons vra, Here, dat U vir ons dit opreg 'n tyd van afwagting, van wag op U sal maak. Here, dat ons in hierdie tyd sal gaan nadink daaroor wat dit beteken, dat U kies om in ons lewens te wees. Wat dit beteken, Here, dat U kies om hier tussen ons te kom wees. Eers self deur met die voet op die aarde te loop en nou deur die Gees. En dat nie een van ons kan bely dat ons sonder U en sonder U hulp en sonder U genade leef nie. Here, laat ons dink daaraan wat dit in ons lewens beteken. Laat ons ontdek wat 'n groot gawe dit is, dat U ons raak sien, dat U U oë op ons het, dat ons elke dag rede het om te sê dankie, om te buig voor U, om te leef voor U. Here, help ons om ook in hierdie oggend, deur die woord en dit wat U met ons deel, dit te herontdek, dat ons sal weet, tot U eer, en altyd as deel van die koninkryk, leef ons elke dag. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.
Laat Romeine 5 deur ons lewens weer klink. Laat dit resoneer in ons gedagtes en in ons lewens. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur op ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade, waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het.
Ons eerste skriflesing vanoggend, broers en susters, is uit 2 Konings 1. En terwyl ek dit lees, wil ek hê jy moet die korrelasie vind tussen 1 Konings 1, 2 Konings 1 en dan wat ons later oor Johannes die Doper gaan lees. 2 Konings 1 vers 1 tot 4 en dan vers 7 tot 8. Die Here straf vir Ahasia is die opskrif hier. Na die dood van Agab het Moab in opstand gekom teen Israel. Ahasia het in Samaria deur sy bokamer se traliewerk geval en hom ernstig beseer. Hy het boodskappers gestuur met die opdrag: gaan raadpleeg vir Baal Zebub, die koning van Ekron, om te hoor of ek hierdie besering gaan oorleef. Maar die engel van die Here het vir Elia, die Tisbet, gesê: loop gou die boodskappers van die koning van Samaria tegemoet en sê vir hulle: is daar dan geen God in Israel, dat julle vir Baal Zebub, die koning van Ekron, moet gaan raadpleeg? Daarom sê die Here vir die koning: jy sal nie opstaan uit die bed waar jy gaan lê nie, jy gaan sterf. Die koning sê toe vir hulle: hoe het hierdie man gelyk wat julle tegemoet geloop en hierdie dinge vir julle gesê het? Hulle het geantwoord: dit was 'n man met velklere aan en 'n velgordel om sy middel. Daarop sê die koning: dit moet Elia, die Tisbet, wees. Ons
tweede skriflesing, broers en susters, Matteus 3, daar vers 1 tot 8, Johannes die Doper en sy prediking. In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het toe hy gesê het, iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Hierdie Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. In die dae het Jerusalem en die hele Judea en die hele omgewing van die Jordaan na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en hulle deur hom in die Jordaanrivier laat doop. Toe hy merk dat baie van die Fariseërs en die Sadduseërs kom om deur hom gedoop te word, sê hy vir hulle, julle slange, wie het vir julle wys gemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Ons lees vanoggend tot sover. Gelukkig is elkeen wat hieruit leer en hieruit gaan leef. 'n Koning van Israel val as gevolg van sy eie lompheid deur die traliewerk van sy woonkamer en hy is baie ernstig beseer. Nou stuur hy sy boodskappers na 'n vreemde God toe, om te gaan hoor, gaan hy nou hierdie oorleef of nie. En dan op die pad kom hulle hierdie vreemde figuur teë met sy velklere en sy gordel van leer, en dan moet hulle by hom hoor, hy het 'n boodskap vir die koning, en daardie boodskap sê, jy het vergeet van die God van Israel. Jy gaan dit nie oorleef nie. Daardie profeet, sy naam was Elia. Baie jare later preek daar 'n man langs die Jordaanrivier. En hy sê vir hulle, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En hy is net so 'n vreemde figuur. Hy dra klere van kameelhaar en 'n leergordel. En sy naam was Johannes. Maar die boodskap is duidelik. As 'n mens na hierdie twee gedeeltes gaan kyk, dan sou jy ook geweet het dat in die Joodse gedagte was dit baie maklik om hierdie ooreenkoms te maak. Hierdie Johannes is die nuwe Elia. En onthou, hulle het geglo dat voordat die Messias kom, sal Elia ook eers weer kom. En toe hulle hierdie man hoor, langs die Jordaanrivier, en hy lyk en hy klink soos Elia, het hulle besef, hy praat oor die koms van die Messias. Hy sê vir ons, die hemel se koninkryk het naby gekom. En hy waarsku hulle, moenie van God vergeet, soos wat Ahazia van God vergeet het nie. En hy sê vir hulle, hy nooi hulle uit, hy sê, kom laat julle doop. Dan hierdie is 'n pre-Christelike doop, nie? 'n doop van bekering, om hulle gereed te maak vir die koms van die koninkryk van die hemel. Hulle moet hulle bekeer en hulle moet hulle laat doop sodat hulle reg is wanneer die Messias dan kom. Hulle verwag hierdie nuwe Elia, en toe hulle hierdie man sien wat lyk en klink soos die nuwe Elia, toe stroom hulle na hom toe, want hulle het geweet, hy het 'n belangrike boodskap, soos wat Elia langs die pad 'n belangrike boodskap gehad het. 'n Boodskap wat sê, julle moenie van God vergeet nie. God laat nou sy koninkryk deurbreek. Vandag is die dag, sou Johannes vir hulle kon sê. Elia se dag, die koninkryk se dag, die openbaarmaking van die koms van die Messias van God. En toe hulle hom hoor, toe daag hy hulle uit. Hy vra vir hulle, is julle gereed om voor die heilige God te verskyn? Is julle gereed om te staan en te wag dat die Here self na julle toe kom?
Hulle het na Johannes toe gekom en hulle het hulle sondes bely en hulle is gedoop. En uiteindelik het hulle daarmee gesê, ons is gereed. As die Messias kom, is ons hier. Nou broers en susters, ons self vandag op die tweede Adventssondag leef in hierdie verwagting. Dis 'n bykans onmoontlike ding om te doen vir 'n Christen. Om jouself te moet indink hoe dit gevoel het. Wat was die ervaring voordat die Here gekom het? Maar in hierdie gedeelte lees ons van die afwagting, van die gereed maak, sodat die Here kon kom en ons kom red. In hierdie tyd wag ons, sodat ons op 'n stadium weer kan hoor, die koninkryk van die hemel het tot by ons gekom. Ons wag met hierdie stilte in ons. En soos hulle, is ons besig om ons sonde te bely en ons voor te berei, sodat wanneer die aankondiging kom van die Here het gekom en die Here is Immanuel, dan kan ons juig en dan kan ons sing. Want dan kan ons met vreugde getuig. Die lig van God het deurgebreek van ons. Maar nou, en dis wat Elia gesê het, en dis wat Johannes gesê het, en dis wat ons vandag vir mekaar moet sê, vandag is die dag, dat ons opnuut na ons lewens kyk, en besef, ons het soveel om voor dankbaar te wees. Om in afwagting te leef, maar ook om in belydenis te leef, en met 'n stuk bekering in jou hart te leef, sodat jy kan aankondig en kan getuig en kan leef, die lig het na die aarde gekom. Die Here is ons God. Hy is Immanuel. Hy het ons kom red. In die tweede gedeelte van dit wat ons gelees het van Johannes, sien ons dat die godsdienstleiers ook na Johannes toe kom. Nou, 'n mens weet nie presies wat was hulle intensie gewees toe hulle so toe gekom het nie. Johannes het hulle nie geglo nie. Was hulle nuuskierig? Wou hulle iets kry om hom mee te veroordeel? Was daar van hulle wat ook gereed was om hulle te bekeer? Dit glo ek ook. Maar Johannes kyk deur hulle pretensie. En hy sê vir hulle, julle slange. Dink julle gaan wegkom deur voor my voor te gee. Probeer julle nou voor die Here voorgee dat julle deur hierdie proses van bekering wil gaan. En sy kwessie met hulle was dieselfde kwessie wat Jesus later met hulle gehad het. Hulle is die priesters en die leiers en die mense wat Israel onderrig het. Maar hulle het hierdie geleentheid wat hulle gehad het misbruik. Hulle het so 'n swaar las van bywette op die Jode gelê, dat dit amper onmoontlik was om die wet van God na te kom. Daar was soveel bywette en goedjies wat bygekom het, en nog reëls wat bygekom het, dat hulle hierdie uiters swaar juk op hulle landsgenote geplaas het, en dat hulle uit dit wat daar gebeur het vir hulle self voordeel getrek het. En daarom dat hy so skerp is met hulle. Want soos Elia gewaarsku het, waarsku Johannes ook hier. Pas op dat julle nie van God vergeet nie. Pas op dat in al hierdie godsdienstige ry wat julle mee besig is, God, die ewige God, verlore raak. En dit was 'n regverdige aantuiging van Johannes teenoor hierdie mense. Hulle beroem hulle daarop dat hulle kinders van Abraham is. Maar hulle vergeet om soos kinders van God te leef en te werk met ander mense. Wat 'n verskriklike aanklag teen hulle, dat Johannes vir hulle kan sê, julle beroem julle daarop dat julle kinders van Abraham is. Maar julle tree nie op soos kinders van God nie. En daarom moet julle bekeer en moet julle 'n ander pad begin loop. Johannes was die heel laaste profeet van Israel. Die
een wie die opdrag gehad het om te sê, die koninkryk van God het naby gekom. Hy dring by hulle aan, op 'n opregte en 'n grondige bekering. Nou broers en susters, sy aanslag op hulle, sy uitdaging, sy oproep na hulle toe, is vir ons vandag nog net so belangrik. Het nog net soveel waarde. Wat beteken dit as ons in hierdie tyd, in adventstyd, onsself daarop fokus om op 'n grondige, opregte, ernstige manier ons hele lewe te bekeer tot die Here. Ja, ons is gelowiges. Ja, ons is Christene. Maar dit sê nie dat ons nie elke dag opnuut ons moet draai na die Here toe nie. Opnuut 'n punt moet kry waar ons besef, ek het afgedwaal, ek het verkeerd gedoen, ek moet terugdraai na die Here. En wat 'n wonderlike ding dat die Here elke keer sy arms oopmaak en elke keer innooi en elke keer vergewe. Dit beteken in hierdie tyd, broers en susters, dat ons so bietjie uit ons gemaksones, uit die gemaklike spore waarin ons loop, bietjie uit dit uittreë. En grondig en diep gaan dink oor wie is ek, waarmee is ek besig, waarheen is ek op pad. Om so 'n bietjie na my lewe te gaan kyk en vir myself te vra, staan die Here in die sentrum van my lewe? Gaan my lewe daaroor dat ek as kind van God leef? En die een van ons gaan 'n duidelike ja daarop sê nie, want ons almal het gebreke en ons almal sonde en ons almal dwaal af. En om dan vir Here te sê, Here, vergewe my, ek draai terug na U toe. Maar bekering, broers en susters, wil nie hê ons moet in swaar kry gaan verval en in die verlede gaan rondrol in die modder en verskriklik jammer wees oor dit wat ons gedoen het. Dis nie waaroor bekering gaan nie. Bekering wil hê jy met jouself vorentoe fokus. En jy moet besef hoeveel geleentheid, hoeveel genade, hoeveel lewe die Here vir elkeen van ons gee. En hoeveel spasie hy maak vir elkeen van ons. Met wie ons is en wat ons met ons saamdra en waaroor ons bekommer en wat ons laat swaar kry. Dat daar vir ons spasie en plek is by die Here ons God. God se koms na die wêreld toe het vir ons kom wys hoe kragtig hy optree. Elkeen van ons beleef die werk van die Heilige Gees in ons lewens. Die Heilige Gees wat ons begelei om ons te vernuwe, om vir ons 'n nuwe lewe te gee, om dit reg te kry, om ons gedagtes te verander en ons harte te verander, sodat ons lewens kan verander. Sodat ons kan bely en leef dat ons kinders van God is en dat ons aan hom behoort. En terwyl ons Advent vier, en terwyl ons gereed maak om juist te kan sê, Immanuel, God by ons, dan gooi ons alles weg wat in hierdie jaar tussen ons en God kom staan het. En ons kies om onsself opnuut aan die Here toe te wy en te sê, Here, vergewe my. En terwyl ons daarmee besig is, broers en susters, fokus ons op die laaste ding. En dit is die laaste sin wat Johannes hier gesê het, dat ons sal vrugte dra wat pas by kinders van God. Mense moenie vir jou en vir my vra, is jy 'n gelowige nie? Hulle moet dit kan sien. Mense moenie vir my en vir jou vra, is jy 'n kind van God nie? Hulle moet dit kan sien. In die manier wat jy leef, in die woorde wat jy gebruik, in die pad wat jy loop, aan wie jy eer gee in jou lewe, hoe jy ander mense behandel, hoe jy met liefde omgaan en met God se genade omgaan, en hoe jy omgee vir hulle in jou wêreld. Daardie goed moet harder praat as ons woorde, sodat almal kan weet, ons dien een God, die drie-enige God, wat Immanuel geword het, wat tot by ons gekom het. Amen.
Ek gaan nou vir ons broers en susters die formulier voorhou. Ons is baie gelukkig om vandag 2 klein seentjies te doop. Geef vir my geleentheid dat ek net die formulier aan ons almal voorhou, voordat ons oorgaan tot die sakrament. Gemeente van ons Here Jesus Christus, God het ons lief en ons is sy kinders lank voordat ons van God bewus raak. Dit word deur die doop bevestig. Die doop is een van die kerk se 2 sakramente. Dit gee sigbaar uitdrukking aan God se verbond met ons. Die doop getuig dat ons deel het aan die liggaam van Jesus Christus op grond van sy versoeningsdood en die werk van die Heilige Gees. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap met die Heilige Gees het betekenis vir ons hele lewe. Daarom doop die kerk kinders van God. Die doop van hierdie kinders van God herinner ons vandag ook aan ons eie doop. Ons glo dat die kerk die opdrag uit die evangelie het om mense in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees te doop. Die doop in die naam van die Vader getuig van ons nuwe verhouding met God. Die doop in die naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing deur Jesus Christus. Die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarborg dat die Gees van God in ons wil bly en voortdurend ons lewe nuut maak. Die doop roep ons op om God lief te hê. Dit is belangrik dat gelowiges die betekenis van hulle doop sal uitlewe. Ouers en die gemeente moet daarom hulle kinders leer wat die doop beteken. Ons kinders behoort in die lewe van die gemeenskap van gelowiges te ervaar wat dit beteken om aan God te behoort. Nou goed, broers en susters, ek gaan vra dat die ouers Paulo en Alicia Pera en Hermes en Soraya Pieterse na vore kom ten einde te antwoord op die vraag van die formulier. Paulo en Alicia, Hermes en Soraya, glo julle dat ons en ons kinders, ondanks ons sonde, deur God in genade aangeneem is. Glo julle dat die evangelie alles bekend maak wat nodig is vir ons verlossing, soos dit belig is in ons belydenis, en beloof julle om julle kind te leer wat die doop beteken en te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Jesus Christus. Wat is hier om julle aan? Julle sien? Ons gaan nou die eerste vers van die 254's en die tweede vers van die 254's sing. Voor die doop, dan kan julle klein mense ook na vore kom. Ek wil net herhaal, dat daar enige familie wat graag wil kom voorstaan, is baie hartlik welkom om ook te kom voorstaan. Ons hanteer die doop altyd as 'n familiegeleentheid. So kom ons sing die 254, daar die eerste en die tweede vers.
Petrus Frank Pieterse, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons sing die derde vers van ek baie mooi sien die sin en die sin nie. En jy sê hele paar van julle wat glad nie sing. As jy julle weet is, het ons allemaal 'n verantwoordelikheid om die woorde wat jy beskerm is te sing en te hoor. Here ons God, wat 'n wonderlike voorreg dat ons kinders na U toe kan bring. Dat ons voor U kan staan en beloof dat ons hierdie kinders as die kosbare geskenke wat hulle is, wat uit die hand kom, sal groot maak. En Here, dat ons hulle sal groot maak onder die genade. En dat ons hulle sal groot maak met 'n bewustelike vertroue in U. Om in die voetspore te loop en U te dien in alles wat ons doen. Elkeen van ons, Here, wat vanoggend gedink het aan ons eie doop, aan die wonderlike genadeteken wat ons ontvang het. Mag dit wees dat ons daardie sakrament en daardie teken van U trou in die verbond, dat ons dit ook sal kosbaar ag en dat ons daardeur sal gaan leef. U het ons gemerk, ons is U sin. Laat ons leef soos U kinders. Here, dankie dat ons na 'n jaar se arbeid kan terugkyk en kan sê dankie. Dankie dat U vir ons goed was. Dankie dat U genade groot is. Dankie, Here, dat U wonderlike dinge vir ons gedoen het. Wil U met ons wees ook in hierdie feesseisoen? Wil U dit 'n ware Christusfees maak? En wil U gee, Here, dat ons U liefde met mekaar sal deel.
en dat ons mekaar sal ondersteun en mekaar sal lief hê en mekaar genadig sal wees. Dit bid ons in die naam van Jesus ons Here en ons Verlosser. Amen. staan broers en susters vir die slotsang, die seën en die wegseën.
gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen. Amen.